Goeiemôre, nog steeds by les nommer 9, maar vandag het ons met deel nommer 3, die skepingsverslag in antieke geskrifte. Kom ons maak oop 'n gebed en dan gee ek gou die opsommingkie en dan hopelik en kan u die les verder geniet, soos wat u dit self studeer. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u glorieryke genade en liefde en skepingswerk, Here. Ons dankie dat ons tot insig kan kom van dit wat die skrif vir ons weergee, van wie ons is, van wie U is, hoe ons tot ontstaan gekom het, en Here, uiteraard kan ons ook insien dat ons 'n behoefte het om U beter te leer ken. Maar lei ons asseblief deur vandag se les, sodat ons weer eens op die antwoord kan kom, sola scriptura, in Jesus naam. Amen. Vriende, goed, ons het hier te doen vandag met die antieke skrifte. Ek dink as ons gaan 'n bietjie opsoek, kan ons werklik sien na verskeie deur argeoloë wat verskillende geskrifte ontdek het. En van hulle is oud, van hulle is nie so oud nie. Ek wil net vinnig hierso lees van plekke en tye waar daar geskrifte ontdek is. Byvoorbeeld, daar's die Moabite Stone in 1860, wat in die Jordaan bevestig is as die Moabite aanvalle op Israel. Ander woorde, die Moabite Stone was ontdek gewees en deur die skrywe daarop was dit bevestig van 2 Konings, hoofstuk 1 en hoofstuk 3, besonder met die aanvalle op Israel. So, hier is nou iets wat ontdek is en het bevestig dat die woord, dit wat ons het en die verklaring en interpretasies wat ons het, korrek is. Dan was daar ook die Dead Sea Scrolls wat gevind is in 1948 en hier by die datums kan jy sien, dit is nie te lank terug nie. En daar was geskrewe wat ontdek is van 150 tot 170 voor Christus en wat gedeeltes bevat van die Ou Testament. So deur na die ou skrifte te kon kyk daarmee en dan in vergelyking met ons vertalings wat ons vandag het, bevestig het weer eens, die Bybel wat ons vandag het, is korrek. En akkuraat, en ook die vertaling wat ons het, wat akkuraat is. So dit is wonderlik hoe God werklik die skrif bewaar het, tot dit wat ons selfs nog vandag het. So is eintlik werklik geseënd. Maar vriende, vandag wil ek bietjie deur iets anders wat ons les aandui, want die les praat in verband met die antieke Egipte geskiedenis en dan die nabye Ooste geskiedenis. Daar is ook natuurlik ander nasies wat daar geskrewe geskiedenis toon en wat selfs toon van die vloed en dan wat nou einde woorde die wêreldvloed bevestig. So daar's daai geskrewe ook. Maar vandag wil ek net iets hier noem hier in verband met hierdie 2 wat ons les hierdie aandui. Want die vraag op wat ons hierso mee te doen het, is die geskiedenis uit die antieke Egipte en die nabye Ooste, of het korrek is. Ons sien dat, en ons kan dit nou mooi vergelyk, ons het nou Genesis 1 en 2 redelik gelees en bietjie oor gepraat en gestudeer, maar uit die uittreksel van Arsta Hassis Epic, is die volgende geskrywe, en ek lees daar, toe die gode in plaas van die mens die werk gedoen het, die laste gedra het, die gode se laste was te groot, die werk te moeilik, die moeilikheid te veel. Laat moederskoot godin 'n kroos skep en laat die mens die las van die gode dra. Getstu, 'n god wat intelligent was, 'n slagting het in hulle middeplase vind, Nutu het klei gemeng met sy vlees en bloed. So wat ons hierso nou sien, nou hierdie is
uit die boek van Myths from Mesopotamia. So dit is geskrifte wat ontdek is van die geskiedenis en het praat van, jy kan lees daar in verband met die skepping. So as jy hom nou vergelyk teenoor die Bybel, maar wat ons nou daar gelees het, dit praat van gode wat van vlees en bloed was. Maar hulle het opgeëindig in klei. So hulle was met klei gemeng gewees, en uit daar word hulle dan 'n standbeeld, in ander woorde tot niks. Maar fokus daar, dit word gesê dat dit gode was van intelligensie. Die fokuspunt hier is gode wat laste dra en wat dit moeilik gevind het. En dan die opvolg daarvan word nou die fokus oorgeplaas van hoe van die toestand van die mens, wat dan daar beskryf word dat die mens nou die laste begin dra wat die gode gehad het. So as ons dit nou oorweeg teenoor die skrif, van die lering van die skrif uit Genesis, ontmoet die twee nie mekaar nie. En dit is iets wat ons veral moet doen, veral as daar sulke geskrewe ontdek is, want ons kan baie maklik sê, maar hierdie is oud en dis oorweegbaar. Maar as iets nie in lyn is met die Bybel nie, is dit nie eens oorweegbaar nie. Want dis valse leer. Ons moet glo en vertrou dat die skrif korrek is, en vertrou dat dit ingegees deur die Heilige Gees. So alles anderste wat ons ontdek, selfs deur die argeoloë, moet ons opmeet teen die Bybel wat ons het. En as dit nie daarin pas, en dan weet ons, dit is valse waarhede en valse leerstellings. So as gevolg van hierdie valse leerstellings, ons het daar ook in Atrahasis. Nou daar vertel het vir ons van die werk, die werk die mens van die gode, sodat die gode kan rus. So die mens neem nou die gode se werk oor. So wat sê dit dan van die mens? Weens hierdie lering van die gode, wat doodgemaak word, is die lering dan, dat die God se bloed met klei gemeng word, en luister mooi, hier is nou die skepping van die mens. So terwyl die bloed met die klei gemeng word, word nou 7 mans en vroue gevorm. So fokus hier, ander woorde die skepping wat God gedoen het, word alweer eenkant geplaas. Want hier is nou gode, maar van die wat nou gemeng word met klei, en dan word daar 7 ander mense geskep. En dis nou waar Adam en Eva dan geskep was, volgens hierdie nou natuurlik. So onthou nou, Genesis 1 vers 27 en 28, wat gesê word, waar die skrif sê, God praat daar, laat ons die mens skape na ons gelykenis, na ons beeld, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar as jy na hierdie skrif kyk, sal die verkeerde interpretasie dan wees, okay, so hierdie ons is hierdie gode, wat dan gemeng word met klei, en dan van elke God dan, word daar 7 mense gemaak. So, dit is dan so vinnig, wat mens dan gemislei kan word, as jy verkeerde informasie gebruik. Maak nie saak hoe oud dit is nie. Dit kan 600, 700, 1000 jaar voor Christus wees. Die ouderdom bepaal nie die waarheid nie. Die ouderdom bepaal nie of het geïnspireer was deur die Heilige Gees nie. Want onthou, vals profete kom al van vroeg af. Ver voor Christus. En die Bybel bevestig dit. So geliefdes, ons moet vreeslik versigtig wees in verband met sulke boeke. Ons is dankbaar dat die Heilige Gees die woord wat ons het geïnspireer het, en dat die Heilige Gees dit bewaar het, selfs tot vandag, 2020. Dis 'n lang tydperk wat hierdie woord bewaar word. Van hierdie geskrifte, soos ons vroeër genoem het, wat van hierdie ontdekkings, bevestig die waarheid wel. Dit wat ons het, wat korrek is, en wat in lyn is met die Bybel. Enigiets anderste, ons moet altyd dit in lyn sit met die Bybel. So as daar vandag 'n profeet kom, en byvoorbeeld 'n profesie gee, of 'n droom gee, dit moet inpas by die woord van God.
As dit nie inpas by die Bybel nie, dan weet ons, dis 'n valse leerstelling, dis 'n aanval van die vyand. So die les vandag daaruit is dan basies, dat ons moet kyk na die ekstra skrifte wat daar is, maar ons moet altyd opmeet met die Bybel. En ons moet dan versigtig wees met daai fabels wat gestig word uit daai geskrifte uit, wat natuurlik ons mislei. Onthou 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. En dis wat ek en jy wil wees, en wat God wil hê ons moet wees. God wil nie homself vir my en jou as gelowige skaam nie. Ons by die woord kan reg sny, en ons het die hulp van die Heilige Gees. Geliefdes, daar is so baie materiaal, op internet is dit vol. Ek sal nie eens my tyd mors om dit te gaan opsoek om te lees, net uit interessantheid nie. Ons het nie daai tyd om te mors nie. Ons moet alle tyd gebruik op dit wat waar is, sodat ons gevul kan wees en gevorm kan wees van die waarheid, sodat ons die valse makliker kan herken, en die valse Christus wat nog gaan kom, kan herken, vals profete kan herken, sodat ons kan bewaar word tot Jesus kom. Vriende, ek onthou toe by Helderberg ook, het ons waar 'n paar dinge, ons het maar 1 of 2 klasse gehad, waar een van ons lektore van hierdie goede ook vir ons gegee het, net uit interessant om dit raak te sien. Ek onthou die ene, ek het dit seker iewers nog in my leer, want ek het alles gehou nog van daar af, maar die een lees en verduidelik die lewe van Jesus op aarde terwyl hy kind was. En het vertel nog daarvan waar Jesus by 'n dam, by die rivier of die dam gewees, en hulle speel as kinders, klein laat, en die een laaitie het ons nou kwaad gemaak, en het sê daar dat Jesus hom bestraf het tot die dood toe, net daar. Is dit die weergawe wat ons het van Jesus? Het hy net mense rond bestraf? Dis nie wat die woord vir ons gee nie, dis nie die karakter van Jesus nie. Jesus maak nie dood nie. So, uiteraard, daai is nou weer geskrewe, soos hierdie wat ons nou vandag hiermee gedeel het uit ons lesboekie uit. Maar is daar geplant om ons 'n ander karakter te gee van God, en dit wat waar is in die skrif, ons op 'n dwaalspoor te sit. So vriende, ek nooi u uit, dat ek op 'n punt kom, om die Bybel te vertrou en te glo, en die God te vertrou wat dit geïnspireer het. Ons moet ons lewe inpas by daai woord. Versigtig wees oor fabels wat geplant is om jou en my te mislei. Wees veilig, wees waaksaam. Onthou, die Bybel is baie duidelik. Wees nugter en waaksaam, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om ons te mislei as hy kom. Ons hemelse Vader, dankie dat U ons leiding gee, dankie dat U ons behoed en bewaar, en Vader, ek bid graag vir elke Christen, vir elke gelowige, dat ons nie ons tyd mors met hierdie fabels en geskrifte wat nie geïnspireer is deur die Heilige Gees nie, maar dat ons sal tyd spandeer in die woord van God, waar dit geïnspireer is deur U, dat ons U kan verder leer ken, ons karakter kan vorm, soos wat U dit behaag, dat U nie vir ons sal skaam, dat ons die woord nie kan reg sny nie, reg kan lewe nie, en nie voorbereid sal wees vir die ewige lewe nie. Lei ons, liewe Here, ons dankie vir die leiding van die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons. Amen. Heerlike dag, geseënd.